Mag die vlam van hierdie kers vir jou vanoggend herinner aan die kere in jou lewe waar alles onduidelik gevoel het en jy onseker was wat was die volgende tree wat jy moet neem en dat daar dan 'n oomblik is waar dinge vir 'n oomblik helder geword het. Mag hierdie vlam vir jou herinner aan die kere wat God baie ver van jou gevoel het. En aan oomblikke waar die Here nader aan jou was as die klere aan jou lyf. Ek wil graag vanoggend vir ons 'n oggendgebed lees. Dit is 'n gebed van Dirkie Smit. En jy is baie welkom om jou oë toe te maak en sommer net die woorde te ontvang. En as ek klaar die gebed gelees het, gaan ons luister na 'n baie ou gesang. En miskien wil jy dan die geleentheid neem om jou gebed wat jy volgend hierheen bring, na die Here te bring. Here, dankie vir u beloftes van vernuwing. Dat niks hoef te bly soos dit nou is nie. Ook nie ons nie, en ons eie lewe nie. Here, dankie vir oë van hoop. Oë wat nuwe geleenthede vanmôre kan sien. Vir harte wat verander en vernuwe kan word. Ons verheug ons dat ou dinge kan verbygaan en dat alles nuut kan word. Here, dankie vir hemelse teenwoordigheid onder ons, by ons, in ons, rondom ons en tussen ons. Gee ons tog ook die fyn aanvoeling, die geestelike onderskeidingsvermoë om te kan hoor en te sien en waar te neem en te erken dit wat mooi is en dit wat goed is. Goeiemôre en baie welkom. Dit is lekker om julle te sien. Ook welkom aan ons aanlyn gehoor en all our English viewers. Dit is lekker om julle te sien. Ons wil net vir Marjorie en vir Tannie Lida sê baie dankie. Hulle het hierdie plek volgens vir ons ingeruim. Hulle is die gasvroue van hierdie ruimte met die kersse en Tannie Lida se boom. So baie dankie ook aan hulle. Net so 'n paar afkondigingssaak van my kant af. Net bietjie tel wat in die gemeenskap op die aan die gang is. Julle sal sien alles is in die blaadjie ook, maar op die 6de en die 7de Maart is daar 'n bazaar. Normaalweg het ons dit net die Vrydag gehou. Hierdie jaar is dit die Vrydagmiddag en die Saterdagoggend. Dit is 'n verskriklike lekker partytjie of natuurlik 'n bazaar en ons doen twee goed hierdie jaar of ons doen dit is die bazaar, maar ons doen ook 'n thrift market, so ook 'n snuffelmark. En so julle is baie welkom om saam te kom kuier. Dit is elke jaar 'n geweldige lekker geleentheid. En dan net so hier en daar nog ietsie. Die Bybelskool wat Skalk van Wyk bied 'n baie lekker Bybelskool aan en dit begin die 17de Februarie. Met ander woorde
ek wil net sê Dinsdag, ja, Dinsdag. Dinsdag begin dit en dan is dit elke week. En dit is 'n geweldige lekker kursus wat hy aanbied hierdie jaar. So julle is welkom daarna te gaan kyk. En dan net een laaste afkondiging, ek het een gehad, maar ek het hom nou gemis. Nee, dit is dit. Dit is dit. Ek het hierdie week 'n verskriklike mooi ding gelees wat iemand geskryf het. Veral met die oog op Valentynsdag wat nou was. Wat ek graag vir julle wil lees. Dit is Henry David Thoreau wat hierdie ding geskryf het. Hy het gesê, "In this life there is no remedy for love but to love more." En toe ek hieroor gedink het hierdie week, wat my gebeur het is dat dit waarvoor ons geroep word as gelowiges is om dit te doen, om lief te hê, liefde te gee, te ontvang. En dat dit soms 'n lewenslange leerskool is. Ek dink mens leer jou hele lewe lank wat dit beteken om regtig lief te hê en liefde te ontvang. En dat ons by tye van ons lewe as ons gelukkig is, kante daarvan sien, maar nooit alles nie. En dat ons geroep word om ons lewe daarvoor te gee. En dat dit soms gepaard gaan met broosheid. Dat om liefde wil hê en liefde te ontvang gaan gepaard met weerloosheid. Dit gaan gepaard met hoop, baie genade, baie tweede kanse. En dit gaan ook gepaard met hierdie soms nimmer eindigende helingsproses waar ons harte probeer heel maak en waar ons iewers in ons lewe die ervaring gehad het dat om lief te hê en om liefde te ontvang soms vra van ons iets, dit verwond ons ook by tye. Ons verwond mekaar by tye in hierdie soeke en op hierdie reis na liefde. En dat om hierdie ding te doen wat Henry van praat, there's no remedy for love but to love more, gaan gepaard met ook 'n proses van heling, hoe om jou hart vas te hou, maar ook om te leer om jou hart weg te gee en om jou hart oop te maak. En nie almal van ons kry dit altyd reg nie. Maar as ons gelukkig is, dan ontdek ons dat daai goed wat ons verwond, daai goed wat ons harte seer gemaak het in die soeke na liefde, word op 'n vreemde manier ook ons stories van heling. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar die lewe het 'n vreemde manier dat die goed wat jou die seerste gemaak het, word oor 'n lang tyd dalk die plek en die ding wat jou genees. Dit word deel van jou helingsstorie. En nie dat dit nou enigstens iets te doen het met Valentynsdag nie, maar in hierdie week wat daar 'n klomp harte oral was, het dit nogal by my gebly. Die gedagte dat baie van ons in ons soeke na liefde, het juis in hierdie afgelope jaar by 'n plek gekom waar ons harte gebreek het, waar dit seer was en hoe ons dit probeer heel maak het. Oomblikke waar liefde ons gehelp het om die volgende tree te neem in ons lewe. Daar's een van die digters wat ons gereeld hier lees in die oggende, Jan Richardson, het 'n beskryflike mooi seëngebed geskryf vir mense wat hulle self gee vir hierdie proses om te leer wat liefde is. En om nie hulle harte weg te steek en in 'n boks te sit onder die bed nie, maar om te leef met oop harte. As ons dit doen, staan ons die kans om seer te kry. Maar soos Henry sê tereg, there's no remedy for love
but to love more. So ek wil graag vir ons hierdie seëngebed lees wat sy noem a blessing for the broken-hearted. En sy skryf dit vir almal wat op hierdie reis is. En miskien wil ons dan teen die einde van die gebed, as ons so in stilte bly, miskien wil jy 'n oomblik neem en bewus word van die oomblikke in jou lewe waar jy baie naby aan dit gekom het, die oomblikke waar jy iets van liefde ontvang het of verstaan het, iemand wat dalk oor jou pad gekom het, en jou dalk op 'n manier iets kom wys het van wat liefde kan wees. En dat jy dalk miskien van hierdie blomblare en die doopwater wil kom strooi uit dankbaarheid. Te vir die Here dankie te sê, dat hierdie mens oor my pad gekom het en dat ek iets van liefde dalk kon sien, of kon leer. Of miskien is jy in 'n plek in jou lewe waar dit vir jou moeilik is om jou hart juist oop te maak. Nog 'n keer. Die kans dat jy dalk weer verwond kan word. En miskien wil jy dan die blomme in die water kom strooi as 'n gebed dat die Here jou moet heel maak op daai plek waar jy verwond is. Ek lees graag vir ons die seëngebed. A blessing for the broken-hearted. Let us agree for now that we will not say the breaking makes us stronger, or that it is better to have this pain than to have done without this love. Let us promise we will not tell ourselves time will heal the wound, when every day our waking opens it anew. Perhaps for now, it can be enough to simply marvel at the mystery of how a heart so broken can go on beating, as if it were made for precisely this, as if it knows the only cure for love is more of it, as if it sees the heart's sole remedy for breaking is to love still, as if it trusts that its own persistent pulse is the rhythm of a blessing we cannot begin to fathom, but will save us nonetheless. Ek wil graag vir ons 'n teks volgens saam lees uit Lukas 9 van vers 28 af, en as jy 'n Bybel saamgebring het, is jy welkom saam te lees. Andersins lees ek sommer vir julle dit voor. Lukas 9 van vers 28. So omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. En skielik was daar 2 mense wat met hom gepraat het. Dit was Moses en Elia
En hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. En Petrus en die ander het intussen vas in die slaap geraak. En toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by hom gestaan het. En toe die manne aanstaltes maak om van hom weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. En terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skade weer oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. En daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my seun wat ek uitverkies het. Luister na hom. En toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. Die volgende dag het hulle die berg afgekom. En dat 'n groot klomp mense het Jesus tegemoet gekom. En met eens roep daar 'n man uit die skare: Meneer, ek smeek u, kyk bietjie na my seun. Hy is my enigste kind. 'n Gees pak hom onverwags beet en dan gaan hy skielik aan die skree en hy kry styftrekkings en ook skuim om sy mond en die Gees hou hom aan om hom te verniel en laat hom nie maklik weer los nie. Ek het die disippels gesmeek om die Gees uit te dryf, maar hulle kon nie. En toe antwoord Jesus: Ongelowige en ontaarde geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier. En terwyl die seun nog aankom, gooi die bose gees hom op die grond neer en laat hom ewige styftrekkings kry. Maar Jesus het die onreine gees skerp aangespreek, die kind gesond gemaak en hom aan sy pa teruggegee. En almal was verslae oor die grootheid van God. As 'n wêreldwyd lees kerke vandag almal hierdie stories saam. En hulle vier wat hulle noem verheerliking Sondag. En dit is die laaste Sondag van die seisoen van Epifanie, wat aan die begin van die jaar begin het. En dit is die laaste Sondag voor lydingstyd, wat volgende Sondag begin. En al die evangelieskrywers wat hierdie stories skryf het, as hulle hieroor skryf oor wat gebeur het, skryf hulle oor die verheerliking van Jesus op die berg, maar dan vertel hulle direk daarna van die seentjie in die vallei en van die disippels wat nie hom kon genees nie. En ek het altyd gedink, vir my was dit altyd geweldig interessant oor hoekom sou die evangelieskrywers al twee hierdie stories saam wil oorskryf en vertel. Hoekom is dit belangrik om te weet wat met Jesus op die berg gebeur het en die seentjie in die vallei? En hoekom sou die kerk in al haar wysheid besluit het dat vandag, saam met al die kerke in die wêreld, lees ons hierdie twee stories saam? Van Jesus op die berg en van die seentjie in die vallei. En ek het moet jy eerlikwaar wees, ek het aanvanklik in die geloofsgemeenskap waarmee ek groot geword het, kan ek altyd onthou die dominee as hy hierdie storie gelees het altyd gesê, so, wat die storie vir ons wil sê is, dit wil vir ons vertel oor Jesus se goddelikheid. Dat hy nie net mens was nie, maar dat hy God ook was. Die storie wil vir ons iets sê oor sy lewe en sy dood en sy opstanding. Maar bitter min het ek gehoor van die seentjie, die tweede deel van die storie, van die siek kind, wat die disippels nie kon genees nie. En al keer wat ek wel van hom gehoor het, was waar hy dan as 'n voorbeeld gebruik is. En dan het die dominee gesê, so, die kind herinner ons dat ons kan nie op die berg bly nie. Die lewe gaan nie oor bergtop oomblikke nie, ons moet almal afkom van die berg af. Hier in die gebroke wêreld, en die mense het ons nodig, so ons moet afkom. En die kind is 'n voorbeeld daarvan. So ek kan onthou altyd, die kind, hierdie seentjie was, sy ervaring was nie oor gesels nie. Hy was as 'n voorbeeld gebruik vir wat ons nie moes
vir wat ons nie moes doen nie. En ek het nie, hierdie storie het by my gelê die week, vir 'n ander rede. En dit is dat 'n jaar gelede, as 'n goeie vriend van my, het sy hele gesin verloor in 'n ongeluk, 'n motorongeluk. Sy vrou en albei kinders was omtrent op slag dood. En ek het hierdie hele jaar, kon ek hom nie dophou nie, maar sien hoe hy hierdie nuwe hoofstuk in sy lewe probeer navigeer, die nuwe realiteit. En hoe aanvanklik was dit hierdie oorweldigende verlies wat hy moes ontvang het. Maar onlangs moes hy leer om daai eerstes te vier, die eerste verjaardag, die eerste huweliksherdenking, die eerste Kersfees, die matriekafskeid. En wat my net laat herinner het, dat die lewe, meeste van die kere, is nie bergoomblikke nie, van helder lig nie. En alhoewel ons hier as gelowiges hierdie oomblik oor reflekteer, oor wat het beteken om op die berg te wees, is my aanname dat baie van ons lewe eintlik in die vallei. En hoe mens dit navigeer. Wat my weer terugvat na die storie toe van Verheerliking Sondag. Deur die eeue heen het kerke en gelowiges geweldig baie gedink en gepraat oor wat beteken hierdie gedeelte. Wat het nou regtig daar gebeur? Van wolke en helder lig en Elia en Moses en wat het daar gebeur? En hoe moet ons dit verstaan? En iets wat met my gebeur het is dat ek verstaan dat die evangelieskrywers iets vir ons wil sê oor die goddelikheid van Jesus. Iets vir ons wil sê oor sy lewe en sy dood en dit is belangrik om te reflekteer oor dit. Maar die storie sit ongemaklik in my. En die rede is, en my vriend het my hieraan herinner, is hoe praat oomblikke van verwondering op 'n berg met oomblikke van angs in die vallei? Hoe praat hierdie twee ervarings met mekaar? En wat beteken dit dat hierdie twee ervarings van euforie op 'n berg en angs van 'n pa in die vallei, hoe is dit so dat albei hierdie ervarings vorm dieselfde landskap van die storie? Hoekom was dit nodig gewees vir die skrywers om hierdie twee stories direk na mekaar te wil vertel? Is dit nie so dat daar twee geliefde seuns in hierdie storie is nie? Ek het geen idee of die skare in die vallei enigstens iets ervaar het van die verheerliking op die berg nie. Die storie sê nie dit nie. Die teksskrywers praat nie regtig daarvan nie. Hierdie heldere lig wat op Jesus geskyn het dit afgeskyn tot in die vallei? Ons weet nie. Het hulle God se stem gehoor toe God gesê het, hier is my geliefde seun? Ons weet nie. Wat ons wel weet is, Jesus het 3 van sy disippels opgevat in die berg en die ander 9 het ondergebly. En hulle het probeer om hierdie seun te genees en hulle kon dit nie regkry nie. En toe hulle dit nie regkry nie, toe raak die pa en die skare angstig en gefrustreerd en gespanne. Wat ons wel weet, is dat toe die hemel oopgebreek het op die berg, daar was daar 'n pa en 'n seun op dieselfde tyd wat deur 'n verskriklike moeilike tyd gegaan het. Wat ons wel weet, is waar daar sommige mense in die lig en die heerlikheid van die Here gestaan het, soos Petrus en Johannes hulle, was daar mense daai selfde aand wat die Here nodig gehad het.
maar al wat hulle ervaar het was Jesus se afwesigheid. En toe ek hieroor gedink het hierdie week, wat my gebeur het is, wil die storieverteller eintlik maar net vir ons die waarheid vertel van hoe die lewe werk. Sommige mense is op berge en ander mense is in valleie. Is dit die punt van die storie? Wil die skrywer maar net bloot vir ons vertel van dis hoe die realiteit is. En jy kan nie wegkom van dit af nie. En dat diep in ons weet ons dit. Ons wil dit nie glo nie, want ons wil vashou aan mooi gelukkige eindes. So ons hou hoop vas dat dinge op die ou end baie mooi gaan uitwerk vir hierdie pa en die seun. Maar wil die skrywer dalk iets sê oor die realiteit van die lewe? En dat dit is hoe dit is. Ek moet eerlikwaar wees as ek as 'n individu, as ek die Bybel interpreteer baie keer met die oog op hoe dit op my tot betrekking. My geloofslewe. Wat wil dit vir my sê oor my bergtoppe, my valleie, my verhouding met my God? En ek dink nie heeltemal dit help ons nie. Die waarheid wat ek dink die storie vir ons hier tussen ons wil laat lê is, die waarheid is my bergtop lê reg langs jou vallei. Die waarheid is my vreugde kanselleer nie jou pyn uit nie. En jou pyn kanselleer nie my vreugde uit nie. Die waarheid is dat jy mag miskien volgende hier sit en dalk geweldig naby voel aan die Here. Terselfdertyd is ek in dieselfde vertrek en dit voel vir my asof God geweldig ver is. En as ons 'n oomblik bietjie verder wegstap, dan dink ek, kan ons dit ook sê oor hoe die lewe rondom ons lyk. Dat baie van ons, wat in bevoorregte posisies is, lewe op bergtoppe. Terwyl klomp ander mense weet hoe dit voel om in die vallei te bly van geweld en oorlog en angs. Dis ook waar. Maar wat ook waar is, aan die ander kant, is dat baie van ons wat bevoorreg is, en miskien dalk baie het en voel asof ons op berge leef, weet ook hoe dit voel om in valleie te wees van isolasie en van verveeldheid, van angstigheid. En nou dag die artikel het uitgekom met hulle sê angstigheid is die groot siekte van ons tyd. Alhoewel ons dalk miskien baie het, alhoewel dit voel asof ons in die berg bly, leef ons dalk miskien ook in die vallei. En terselfdertyd, in dieselfde asem, baie mense wat volgens ons niks het nie, of nie so baie soos ons het nie, leef op berge, want hulle het ander goed wat ons het nie. 'n diep gevoel van gemeenskap en van tradisie en om te sê dit is onregverdig, dink ek is irrelevant. Ek dink die storie vertel vir ons iets oor die waarheid van die realiteit. Dat dit is hoe die lewe werk. Of dit nie, ekskuus dat ek dit oorsê, dit is hoe die wêreld lyk. Sommige is op bergtoppe en ander van ons leef in die vallei. So wat is ons uitdaging as gelowiges, as die kerk? Ek dink, ons uitdaging is om op 'n manier die berge en die valleie vas te hou en om gewig te gee aan albei. Om op 'n manier nie die een af te maak as minder belangrik as die ander een nie, maar om te erken, ek is hier en jy's daar, maar ek hou aan jou vas. Net omdat jy op 'n ander plek in jou lewe is, beteken nie jou pyn of jou vreugde is meer of minder belangriker as waar ek is nie. Maar om aan mekaar vas te hou, om gewig te gee aan mekaar, sodat
niemand van ons in hierdie wêreld, maak nie saak waar jy in jou lewe is nie, op 'n berg of in die vallei, dat niemand van ons ooit voel ons word verwerp of is alleen nie. Dis die uitdaging as gelowiges om mense vas te hou, waar hulle ook al in 'n lewe is. Die storie eindig dan waar Jesus dan wel afkom van die berg af en wel hierdie kind gaan genees. En dit is maklik om dan die storie te lees en sê, wel, is 'n gelukkige einde. Alles het mooi alles het mooi uitgeloop soos dit moet. Ek dink dit is 'n fout om dit so te doen. En om nie hierdie pa se angs, dit wat vooraf gegaan het, te ontken en te misken nie. Maar om gewig te gee aan hierdie pa se angs en se frustrasie van sy kind wat siek is. En nie te vinnig te wil gaan na die einde van die storie nie. Maar om hom daar te ontmoet en hom vas te hou. Om te sê, ek sien jou hier waar jy nou in jou lewe is, jou kind is siek. Jy weet nie hoe dit gaan uitspeel nie, maar ek hou aan jou vas. Dis miskien nie waar ek is nie, maar ek hou aan jou vas. En dan praat Jesus met hom. En dis nie, Lukas skryf nie daaroor, maar een van die ander evangelie skrywers haal hierdie woorde aan. As Jesus en hierdie manne gesprek het oor sy kind wat siek is, en hierdie pa wat by hom smeek, asseblief Here, maak hom gesond, dan sê die pa hierdie woorde, Here, ek glo, help my ongeloof. En dit is ongelooflike, eerlike woorde, vir as jy daar is in jou lewe. En daai woorde word nie gevorm op 'n berg nie, in die lig nie, waar alles helder is, en goed voel en duidelik voorkom nie. Daai woorde word gevorm in die vallei, as jy by jou kind sit, en hy siek, en jy weet of hy gaan beter word nie. Dis waar daai woorde gevorm word. En dit dink ek is 'n gebed van baie van ons, wat in 'n vallei is. Vandag is die laaste Sondag van Epifanie. Is die laaste Sondag wat ons as te ware aan die lig vashou, waaroor ons gepraat het voor afgelope paar weke. En volgende week loop ons in die land van lang skare wees, in die woestyn. Ons word genooi om saam met Jesus daar te gaan. En ek is onseker oor watter stemme ons daar gaan vind. Die stemme wat ons daar gaan hoor. Dalk gaan daar stemme wees van verwondering. Stemme wat bo op 'n berg staan en waar dit verlig is en waar die lewe maklik voel en ongekompliseerd. Miskien gaan daar ook stemme wees van angs in die vallei. Stemme waar jy nie weet hoe dinge gaan uitspeel nie. En wat vir jou voorlê nie. Maar wat ook al ons mag hoor in die volgende paar weke, mag jy nie terugtyns nie. Mag jy nie vlug nie. Maar mag jy al twee stemme vashou. Mag jy al die stemme vashou. Mag jy nie die een afspeel en die ander een sê hierdie is belangriker en daai is belangrik nie. Mag ons ontdek dat al die stemme, waar jy hulle ook al hoor, op berge of in die valleie, dat al daai stemme wil vir ons iets leer oor waar ons is. Mag ons luister na hulle, want albei stemme is geliefdes van God. Ons is nie almal op dieselfde plek nie. Mag ons nie maak asof ons op dieselfde plek is nie. Maar mag ons die uitnodiging ontvang, dat alhoewel dit soms onregverdig mag oorkom en lyk, mag ons as gelowiges aan mekaar vashou. Mag ons mekaar sien. Mag ons gewig gee aan mekaar waar ons is. En mag ons daardeur sê, ek sien jou.
En waar jy is belangrik. En ek gaan jy nie daar los nie. Ons gaan vanoggend gaan ons ou ritueel saam doen. Iets wat gelowiges van die begin af saam gedoen het. En dit is aan die vooraand van 'n lang reis. Aan die vooraand van 'n pelgrimstog. As iemand wegbeweeg of wegtrek, so by mekaar gekom soos ons vandag. En dan het hulle vir mekaar gesê wat Lukas op 'n manier wou sê. Ons hou aan mekaar vas, al is ons nie by mekaar nie. Al is jy in 'n ander plek in jou lewe, sien ek jou. Ek luister na jou stem, want jy sal my iets leer oor waar ek is. En dan het hulle mekaar, of op mekaar se hande en voorkoppe en mekaar se palms het hulle kruise gemaak, om te onthou of mekaar te herinner, dat die Here is met jou. Waar ook al die woestyn jou sal neem in die volgende paar weke, sal hoor, en waar ook al die Here jou heen roep, onthou, die Here hou ook vas aan ons. Ons gaan so 'n paar oomblikke soms so in die stilte sit, as jy vanoggend die behoefte het om hierdie teken te kom ontvang, dan is jy baie welkom vorentoe te kom. Miskien wil jy dit in jou gedagtes doen of in jou hart, dan kan jy dit ook so doen. Mag ons in hierdie week en in die weke wat vir ons voorlê, dalk meer gereeld liefde en deernis vier. Mag ons dit sien vir wat is. Oomblikke waar ons aan mekaar vashou. Oomblikke waar ons mekaar sê, ek sien jou. Oomblikke waar ons sê, waar jy is irrelevant. Ek sien jou nog steeds. Mag ons mekaar daar ontmoet. En mag ons ontdek dat die Here wat ons in die volgende week gaan innooi in die woestyn in, ons nooit los nie, maar ook aan ons vashou. Aan die begin van ons saamwees het ons hierdie kers aangesteek vir ons te herinner dat die Here is vir ons goed, op maniere wat ons soms miskyk, op maniere wat ons wat ongesiens by ons verbygaan. Oomblikke van lig. As ons hierdie kers uitblaas, dan doen ons dit wetende dat die skaduwee van lydingstyd lê voor ons, maar dat die Here elke dag soos 'n lig vir ons sal wees, en dat ons hom kan vertrou, waarin ook al hy ons neem. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader en die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees en by jou bly. Amen.